As jy wil weet wat die nuutste vleis, wol en voerpryse is, dan is jy op die regte plek. Welkom by die week se ANT vleisprysoorsigh, moontlik gemaak deur John Deere. China het invoere van vleis van Suid-Afrika gestop, soos meeste mense al sou gelees het. Hierdie week gaan kyk ek bietjie hoekom dit gebeur het en wat die impak op pryse kan wees soos ons aangaan. So maak seker jy bly ingeskakel. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek daarom net noem dat daar baie faktore is wat pryse op die dag beïnvloed, soos die gewig, ouderdom, geslag, kwaliteit en vraag natuurlik op 'n spesifieke veiling. So maak seker jy kry die beste prys op die dag wat jou sak pas en gebruik ons pryse dan net as 'n gemiddelde aanduider. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk waar vleispryse nou staan. Kalfpryse het meestal dan sywaarts verhandel met die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg, wat so bietjie afwaarts beweeg het na R36.51 met uit die hand of direkte verkope op R37.85. Die gemiddelde prys is steeds so 13% hoër as wat ons laas jaar die tyd gesien het, meestal weens minder aanbod. Ligter kalvers onder 200 kg styg dan bietjie na R36.45 met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg wat dan daal na R34.95. Bulkalvers styg laasweek na R37.74 met vers kalvers gemiddeld nou op R33.18. Die gemiddelde prys in die Vrystaat daal dan na R36.99 met die pryse in Mpumalanga nou op R37.24 gemiddeld. Die A23 karkasprys of die supersprys verhandel steeds dan op 'n geweldige hoë prys van R67.75 met die C-graadprys ook hoër op R52.10 per kilogram. Soos laasweek ook genoem, daal kalfpryse tradisioneel in Mei en Junie elke jaar weens meer aanbod wat gewoonlik oor hierdie tydperk van die jaar kom, soos ons in speentydperk inbeweeg. Maar minder aanbod plaaslik en invoere veral vanaf Botswana en Namibië wat dan ook minder is, kan pryse dan op 'n hoër vlak hou in vergelyking met vorige jare. Ons moet ook gaan kyk wat die effek van back and closure op pryse was. Die groot nuus die afgelope week was dat China alle invoere gestop het vanaf Suid-Afrika as gevolg van die siekte wat dan verder versprei het. Hierdie behoort voerkrale dan bietjie meer pryssensitief te maak soos ons nou aangaan en ons nou dieper in speentydperk inbeweeg. Ek dink egter ons plaaslike vraag, wat in elk geval die grootste rol speel, is steeds baie goed en dat plaaslike aanbod ook nog laer is, wat die effek van hierdie aankondiging natuurlik meestal behoort uit te kanselleer. Ons voer regtig 'n klein persentasie van die bees uit en is die effek van so 'n aankondiging meestal sentimentgedrewe en het dit dan gewoonlik 'n baie klein effek op die algemene vraag en aanbod wat ons dan gewoonlik sien. Maar met dit genoem, as ons die naspeurbaarheid van diere kan implementeer of beter kan implementeer en hierdie siekte onder beheer kan kry, kan dit ons pryse weer 'n goeie hupstoot gee soos ons vorentoe gaan. So ons moet regtig moeite maak om hierdie te verseker dat ons 'n hoër kwaliteit produk as Suid-Afrikaanse mark kan lewer. Soos verwag het lamppryse dan laasweek met so 1.5% gestyg met die gemiddelde stoorlamppryse op R45.90. Slaglampryse daal na R47.80 per kilogram. Direkte stoorlampryse verhandel nou op R44.15 terwyl direkte slaglampryse verhandel op R46.48 per kilogram. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan ook na R46.64 met die prys in die Noord-Kaap wat meestal vleiskaap is nou op R43.81 per kilogram. Seisonale tendense toon steeds dat lamppryse verder opwaarts behoort te neig soos ons in die wintermaande inbeweeg en daar minder diere na die mark kan kom. Ons verwag dan ook minder invoere vanaf Namibië hierdie jaar met baie uitslagtings wat hulle dan laas jaar gehad het. Die prys bereik 'n gewone hoogtepunt rondom die einde van Junie en lyk dit steeds of ons verby die R50 merk moontlik kan gaan hierdie jaar, maar bly ingeskakel, ons sal julle op hoogte hou elke week met die nuutste tendense. Die A23 karkasprys verhandel opwaarts na R102.45 per kilogram met die C23 prys wat verder daal na R64.91. Gebaseer op historiese tendense behoort die A23 prys nou redelik momentum te begin kry soos ons in Mei maand in beweeg. Tans dui die vooruitskattings dat dit met ongeveer nog R10 kan styg in Mei maand en kan die A23 prys 'n hoogtepunt so teen die einde van Junie moontlik bereik hierdie jaar. Dit sal egter baie interessant wees waar verbruikersweerstand 'n groter rol begin speel en hierdie pryse dan begin vashak.
Ek het dan so bietjie met die veilingshuise vir wol dan gaan gesels en voel ons dis dalk 'n beter indikasie om 'n gemiddelde wolprys te koppel aan die 20 mikron prys in Suid-Afrika. Dit sal enige berekeningsfoute vir die gemiddeld natuurlik uitskakel en ook 'n baie beter aanduider wees van hoeveel die RWS en die nie-RWS pryse van mekaar verskil. Die 20 mikron RWS gesertifiseerde wolpryse dan gedaal laasweek met 2% na R184 per kilogram, met die nie-RWS 20 mikron prys ook laer op R170 per kilogram skoon massa. Wolpryse in Australië daal ook met 1.5% na 'n gemiddelde prys van 11,91 Australiese dollar per kilogram. Aanbod uit Australië is besig om vinnig te daal aangesien dit net eenvoudig nie winsgewend is teen die pryse nie. Ons sterker rand het dan ook ons pryse verder laat daal en kan dit moontlik weer die geval wees hierdie week met nog laer pryse wat moontlik vir ons wag. Soos verwag het hoenderpryse weer gestyg die afgelope week met die gevriesde ex-abattoir-prys op R35,9, varspryse op R37,88 met die EQF-prys sywaarts op R34,60. Ek dink steeds ons kan bietjie beter pryse sien tot die einde van die maand met hoë bees- en skaalpryse wat dan kan oorspoel en beter vraag vir hoenders en vark en dis pryse dan ook op 'n hoër vlak hou as wat ons verwag. Varkpryse het dan wel so 'n bietjie teruggesak met die nuutste spekvarkpryse op R32,42, vleisvarkpryse daal na R32,90 met die nuutste worsvarkprys wat 3% daal na R25,44. Beter vraag kan moontlik pryse sywaarts hou, al dui seisonale tendense dat ons bietjie laer pryse nou behoort te sien in die mark. Soos verwag het bokpryse dan baie ondersteuning gekry soos ons na die einde van hierdie maand te beweeg, met die nuutste groot bokprys wat skerp styg na R47,36, klein bokke styg na R56,66, medium bokke styg na R54,95, terwyl bokkooipryse sywaarts bly op R49,74 per kilogram. Soos laasweek ook genoem, behoort Kerbau die vraag op te druk van einde Mei tot middel Junie en kan ons dus dan hoër pryse weer sien vir bokke. Die volgende periode wat opgehou moet word is vanaf Augustus tot begin Oktober, wanneer daar weer nog feesdae is. Lucernpryse styg met die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys nou op R4.100 per ton, prima lucern op R4.500 met graad 2 lucern op R3.300 per ton. Daar is baie min lucern beskikbaar en die plaaslike pryse en uitvoerpryse dis baie naby aan mekaar verhandel. Ons is ook baie naby aan die einde van die lucern seisoen met die eerste ryp wat dan reeds oor die naweek begin val het. Ons sal hier teen einde Mei dis tot Augustus nie nuwe lucern in die mark sien nie. Die choppryse styg verder en staan nou R4.250 per ton weens geweldige tekorte steeds in die mark. Meeste meelenaars begin egter die week weer maal, soos mielies na die mark begin kom, wat dalk die aanbod van chop ook binnekort kan begin verhoog en pryse weer dus onder druk sit. Ek voel ook soos choppryse begin afkom, kan die vraag na kalvers ook verhoog vanaf voerkralle, wat dan dus weer meer kapasiteit kan hê in kraal. Like en share asseblief hierdie video's en los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Julle is dan ook welkom om by ons gewilde WhatsApp groepe aan te sluit, maar al die skakels is in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word natuurlik moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.